Nou, ek wil graag vanoggend met 'n nuwe reeks begin oor hoe om effektief te bid vir die redding van my geliefdes. Nou die Bybel sê julle het nie omdat julle nie bid nie. En julle bid en julle ontvang nie omdat julle verkeerd bid. So daar's 'n regte manier van bid en 'n verkeerde manier van bid. 'n Effektiewe manier van bid en veral vir die redding van my geliefdes. Nou almal van ons ken iemand. Almal van ons het iemand in ons kring, 'n geliefde, dalk deel van my gesin, my seun of my dogter of my kleinkind, 'n pa en 'n ma in my familie, my oupa, my ouma, oom, tannie, neef, niggie ensovoorts, of dalk 'n goeie vriend, of 'n kollega wat saam met jou werk, of sommer net iemand wat jy ken, wat ons weet, dat die persoon se saak met die Here is nog nie reg nie. Hy dien nie die Here met sy hele wese nie. So 'n persoon kan dalk iemand wees wat gaan terugsit het, wat nie meer die Here dien soos wat hy dit voorheen gedoen het nie. Of het kan dalk iemand wees wat mislei is deur die duiwel, gebonde en gebind in dwaalleringe, valse leringe aanhang en mislei is om dinge te glo wat nie volgens die Bybel is nie. Of dit is iemand wat dalk heeltemal verlore is. Iemand wat glad nie die Here Jesus dien of hom aangeneem het as Here en Saligmaker nie. Almal van ons ken so iemand. Onthou die Here Jesus het gesê, daar's net 2 paaie. Daar's net 2 poorte. Matteus 7 vers 13 en 14 sê, gaan in deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei. Dis dan die hel. En daar's baie wat daardeur ingaan. Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei en daar's min wat dit vind. So my vriend, ek moet seker maak in my binneste, in my gees, dat ek op hierdie smal pad is. Dat ek in die smal pad bewandel en dat ek deur die nou poort ingaan, hierdie poort wat lei na die lewe, na die ewige lewe. Maar so moet daar ook hierdie verlange, hierdie passie, hierdie begeerte in my wees, dat my geliefdes, my vriende en almal wat rondom my is, met wie ek bekend is, dat hulle ook op hierdie smal pad sal wandel en deur hierdie nou poort sal ingaan. Nou, ons weet dat almal van ons, inteendeel ek weet nie of enige een van hier is wat 'n evangelist is. Evangeliste is mense wat deur God spesiaal geroep, gesalf is, uitgestuur is, met die bediening om deur hulle prediking en deur veldtogte die evangelie aan mense wat verlore is te verkondig, sodat hulle die Here Jesus Christus kan ontdek en aanneem en so deel word van die koninkryk van God. En ons het ook nie almal die vrymoedigheid of die waagmoed om sommer iemand in die winkel voor te keer of in die straat voor te keer en te vra, luister vriend, hoe staan jou saak met die Here? Vertel my, dien jy die Here? Ons het nie almal daai vrymoedigheid nie. En ons het ook nie, selfs nie is baie vrymoedigheid om ons vriende, of met ons kollegas te praat en te sê, hoe is jou saak met die Here nie? En dalk is daar selfs van ons wat dit nie eers met ons eie familie doen nie. Dalk doen ons dit nog met ons kinders. Dalk sal ons nog met ons kleinkinders praat, of met baie nabye familie soos broers en susters, of dalk met 'n baie goeie vriend of 'n intieme familielid of gesinslid, wanneer ons sien dat die persoon verkeerd optree, verkeerd doen of verkeerd praat. Maar selfs dan vat dit ook maar vrymoedigheid en baie dapperheid van 'n mens af. Maar die waarheid is, elkeen van ons kan bid. Is dit so? Almal van ons kan bid. In my binnekamer, in my privaatheid, in my persoonlike tyd, of selfs wanneer ek in 'n gebedsgroep is. Ek kan bid. Niemand van ons kan vanoggend sê, ek kan nie bid vir my geliefdes nie. Ek kan nie bid vir my vriende nie. Ek kan nie bid dat hulle saak met die Here reg moet word.
Nou lees ons in die brief van Johannes, 1 Johannes 5 vers 16 en 17. As iemand sy broeder 'n sonde sien doen, wat nie tot die dood is nie, moet hy bid, en hy sal hom die lewe gee. Vir die wat nie 'n sonde tot die dood doen nie. Daar is 'n sonde tot die dood. Daarvoor sê ek nie dat hy moet bid nie. Alle ongeregtigheid is sonde, en daar is 'n sonde wat nie tot die dood is nie. Nou die Passion Translation stel dit so: If anyone observes a fellow believer habitually sinning in a way that doesn't lead to death, you should keep interceding in prayer that God will give that person life. Now there is a sin that leads to death, and I'm not encouraging you to pray for those who commit it. All unrighteousness is sin, but there is sin that does not result in death. Nou 'n ander vertaling stel dit so, hy sê daar is 'n sonde wat God nie sal vergewe nie. En ek wil nie hê dat julle daarvoor moet bid nie. Wat is hierdie sonde? Dit is die lastering teen die Heilige Gees. Nou kom ons kyk 'n bietjie daarna. Wat is hierdie lastering teen die Heilige Gees? Jesus sê in Markus 3 vers 28 tot 30. Voorwaar ek sê vir julle, al die sondes sal die mensekinders vergewe word, en al die lasteringe wat hulle mag uitspreek. Maar wie teen die Heilige Gees gelaster het, het geen vergifnis tot in ewigheid nie, maar is skuldig aan die ewige oordeel, omdat hulle gesê het, hy het 'n onreine gees. Nou in Matteus 12 lees ons ook daarvan 31 en 32. Hy sê, daarom sê ek vir julle, elke sonde en lastering sal die mense vergewe word, maar die lastering teen die gees sal die mense nie vergewe word nie. En elkeen wat 'n woord spreek teen die seun van die mens, dit sal vergewe word, maar elkeen wat spreek teen die Heilige Gees, dit sal nie vergewe word nie, ook nie hierdie eeu nie, en ook nie in die toekomende nie. Nou wat het hier gebeur by hierdie geleentheid? Ons lees van 'n duiwelbesete man, 'n man wat vol van die duiwel was, besete was die duiwel, hy was blind en hy was stom. En hy kom by Jesus, en Jesus dryf die duiwel uit hom uit, en maak hierdie man gesond. Nou sê die Bybel, toe die Fariseërs dit hoor, Matteus 12 vers 24 sê, maar toe die Fariseërs dit hoor, sê hulle, hy dryf die duiwels uit nie anders as deur Beelzebul, die owerste van die duiwels. Want nou Jesus het daar gesê, hulle het van hom gesê, hy het 'n onreine gees, 'n duiwel, en hy dryf die duiwels uit deur hierdie owerste van die duiwels. Ons lees ook daar in Markus 3 vers 22, en die skrifgeleerdes wat van Jerusalem afgekom het, het gesê, hy het Beelzebul. Jesus is vol van die duiwel. En deur die owerstes van die duiwel, dryf hy die duiwels uit. Nou Beelzebul word ook genoem the Lord of the Flies, die Here van die vliee. Toe ek op skool was, het ons 'n boek geleer gehad, the Lord of the Flies. Nee? Beelzebul word hierdie God van die vliee genoem, want duiwels is geassosieer met vliee. Nou ek weet nie wie van julle hou van 'n vlieg nie, maar ek kan nie baie van 'n vlieg nie. Nou die duiwels word geassosieer met vliee, en Beelzebul is die owerste van die duiwels. Met ander woorde, dis die Satan self. En hierdie Fariseërs en skrifgeleerdes het gesê dat die werking van die Heilige Gees, terwyl hulle geweet het dat dit die Here God is wat werksaam is, het hulle gesê dis die werkinge van die Satan self. Jesus is vol van die duiwel. Jesus antwoord hulle, Lukas 11 vers 17 tot 20. Maar hy het hulle gedagtes geken en vir hulle gesê, elke koninkryk wat in homself verdeel is, word verwoes. En 'n huis wat in homself val, wat in homself is, val. En as die Satan, hiermee verklaar Jesus baie duidelik dat Beelzebul die Satan is. Hy sê, as die Satan in homself verdeel is, hoe sal sy koninkryk bly staan? Want julle sê dat ek deur Beelzebul die duiwels uitdryf. En as ek deur Beelzebul die duiwels uitdryf, deur wie dryf julle seuns hulle uit? Daarom sal hulle julle regters wees. Maar as ek deur die vinger van God, dit is die Heilige Gees, die duiwels uitdryf, dan in die koninkryk van God waarlik by julle gekom.
So, die sonde teen die Heilige Gees, die laster teen die Heilige Gees, is wanneer ek doelbewus, terwyl ek weet, dat ek weet, dat dit die werking van God is, dat dit die werking van sy Gees is, dat ek dit toedig aan die werkinge van Satan, Beelzebub, en sê, dit is die duiwel self. Ek is val van die duiwel. Johannes sê, vir daardie soort sonde, moet ons nie bid nie. Nou moet nie bang wees, as jy vanoggend hier sit en sê, dalk het ek teen die Heilige Gees al gesondig of verlaster nie. Die oomblik as jy as daar in jou hart hierdie bekommernis is, moet jy weet jy het nog nie gedoen nie. Want wie wat laster teen die Gees het geen gewete nie, geen berou nie, en hulle voel niks nie, hulle sal ook nie erken dat hulle gesondig het nie, hulle niks met God te doen nie, die Here sê, die Here is Satan. Maar nou vir elke ander sonde wat daar op die aarde is daar vergifnis, is daar vryspraak, en ons moet bid vir mense wat ons sien wat deur gewoonte aanhou om te sondig, en die Here Jesus nie dien met vrees en bewe nie. So vriende, ons kan bid vir ons geliefdes. Ons het die reg om te bid vir ons geliefdes, vir hulle redding, dat hulle die Here Jesus sal volg, dat hulle oë geopen sal word, en dat hulle sal terugkeer na die Here koos wat hulle weggedwaal het. Ons het 'n verantwoordelikheid teenoor mekaar, as kinders van die Here, om wanneer ons sien dat 'n geliefde is dwaal weg van die Here, wandel in sonde, wandel in ongeregtigheid, sy verhouding met die Here is gebreek, of het geen verhouding met die Here nie, moet ons kom intree by die Here God, by God die Vader. As dit 'n broeder en 'n suster in die Here is, dan bid ek dat hy ons sal bekeer van sy sonde, en dat hy sy verhouding met die Here Jesus weer sal herstel, en met God se mense. As dit iemand is wat vasgevang is in valse leringe, dan bid ek dat sy oog sal oopgaan, dat hy die waarheid sal raak sien, wat daar in Christus Jesus is. As iemand wat in die wêreld is, wat die Here nog nie dien nie, dan bid ek vir sy redding en tree in vir die redding van sy siel. Nou iemand het eendag die volgende gesê, en dit het my so diep en geweldig getref. Hy het gesê, as jy leef wat jy bid, is die manier waarop jy leef die sterkste vorm van gebed. Is dit nie fantasties nie? As jy leef wat jy bid, is die manier waarop jy leef die sterkste vorm van gebed. Byvoorbeeld, ek bid nou vir my man, vir my vrou. Ek sê, Here, laat die seën van die Here kom, dat die krag oor hom sal wees, bewaar hom, beskerm hom, en help hom om in die wil te wandel. En dan kom jy by jou man, laat hy nou iets doen wat jy nie like. Sê, jou vatnek, wat het jy nou weer aangevang? Kyk hoe lyk jy, kyk wat maak jy? So jy leef nie wat jy bid nie. As jy leef wat jy bid, is dit die sterkste vorm van gebed. Kom ons leef wat ons bid. En ek gaan 'n bietjie later ook verder in die reeks oor praat. Nou, Samuel het die volgende gesê, 1 Samuel 12 vers 23 en 24. Ook wat my betref, dit is ver van my dat ek teen die Here sou sondig, dat ek sou ophou om vir julle te bid, maar ek sal julle in die goeie en regte weg onderrig. Vrees net die Here en dien hom getrou met julle hele hart, want kyk wat 'n groot ding het hy by julle gedoen. Daar's nie 'n manier wat ons kan ophou om vir mekaar te bid. Ons mag nie ophou om vir mekaar te bid nie, want as ons dit doen, is ons self met sonde wees. Samuel sê, ek sal nie sondig nie, om op te hou om vir julle te bid nie. Ons moet aanhou bid vir mekaar. Bid om mekaar by, en aanhou mekaar by te staan, mekaar te leer, mekaar te onderrig, mekaar te motiveer, te vermaan, om in die goeie en regte weg van die Here te wandel, en om hom te vrees en om te dien met my hele hart, met al my krag, al my verstand, en met my hele gees. Nou kom Johannes, en hy sê in 1 Johannes 3 vers 4 en 8 tot 8, hy sê 4 tot 10, excuse. Hy sê elkeen wat die sonde doen ook die wetteloosheid, want die sonde is wetteloosheid. En julle weet dat hy verskyn het om ons sondes weg te neem, en geen sonde is in hom nie. Elkeen wat in hom bly, sondig nie. Of soos
ander vertaling sê, hou nie aan om sonde te doen nie, bly nie in die sonde lewe nie. Elkeen wat sondig, wat aanhou om sonde te doen en wat aanhou om in sonde te lewe, het hom nie gesien en hom nie geken nie. My kinders, laat niemand julle mislei nie, wie die geregtigheid doen, is regverdig soos hy regverdig is. Hy wat die sonde doen, is uit die duiwel, want die duiwel sondig van die begin af. Vir hierdie doel het die Seun van God verskyn om die werk van die duiwel te verbreek. Elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie. Hy hou nie aan om sonde te doen nie, hy hou nie aan om in die sonde te lewe nie. Omdat God se saad in hom bly, en hy kan nie sondig nie, want hy is uit God gebore. Hierin is die kinders van God en die kinders van die duiwel openbaar. Elkeen wat die geregtigheid nie doen nie, is nie uit God nie, en ook nie hy wat sy broeder nie liefhet nie. Nou geregtigheid beteken dit wat reg is in die oë van die Here. Dit wat God behaag. Dit wat God 'n regmerkie langs kan maak in my lewe. En dit is sy wil. Dit wat uitgedruk is in sy woord en wat deur sy gees in my hart openbaar word. Dit waarvoor hy sy lewe, sy bloed vir jou en my gestort het. En ek het 'n verantwoordelikheid as kind van die Here om na die wil van God te soek, om daarvolgens te lewe. Maar as ek egter aanhou om in sonde en ongeregtigheid te lewe, en dit in my hart en my gees koester, daarin wandel en daarin lewe, en nie daarmee breek, deur die krag van die Heilige Gees met berou en eer oor voor die Here nie, dan sê die skrif baie duidelik, dan is ek in die kamp van die duiwel. Ek behoort aan die duiwel. Ek is uit die duiwel uit. En ek staan onder sy heerskappy. En ek gaan nie hemel toe nie. Maar nou, dank die Here. Daar is so wonderlike belofte, so wonderlike versekering in sy woord. 2 Korintiërs 5:21 sê, wat hy hom, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Jesus het sy uit die prys betaal. God die Vader het hom wat geen sonde geken het nie, sonde gemaak, sodat ek en jy kan word geregtigheid van God in hom. God se hart is nie dat ons in sonde sal leef en sonde sal wandel nie, maar dat ons sy geregtigheid sal wees in Christus Jesus. Dat ons sy hart en sy gedagte en sy wil sal ontdek en leer ken en daarin leef en daarin wandel. En dit het moontlik gemaak vir ons deur die dood en die opstanding van die Here Jesus Christus. Maar nou baie duidelik sê die Bybel oor vir ons uitdruklik. Romeine 6:23, want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, ons Here. Mense wat aanhou om te sondig, mense wat aanhou om in sonde te leef en daarin te wandel, is verlore. Maar daar is 2 tipes van verlorenheid. Die eerste een is, almal wat sonder verhouding met Jesus Christus lewe op hierdie aarde is verlore. Maar daar is 'n hoop vir hulle en 'n uitkoms vir hierdie verlorenes, naamlik wanneer hulle Jesus Christus ontmoet, hom aanneem en as Here en Saligmaker en sy offer op die kruis van Golgotha, sy opstanding in hulle hart aanvaar, dan word hulle gered op hierdie aarde. Maar daar is 'n ander tipe van verlorenheid. En hierdie tipe is om vir ewig verlore te wees. En hierdie tipe verlorenheid tree in wanneer mense sterwe sonder Jesus Christus in hulle lewe. As my geliefde sterwe sonder Jesus Christus, op die oomblik kan hy verlore wees, maar daar is 'n hoop vir hom. Wanneer hy Jesus ontmoet, kan hy gered word. Maar wanneer hy sterwe sonder Jesus, is hy vir ewig verlore. Maar wanneer die Here kom met die wederkoms, en hulle saak is nie reg met die Here nie. En die Bybel sê dat die beloning of die betaling, die loon van die sonde, in hierdie geval is die ewige dood, die verdoemenis, tot die poel van vuur en swaal, naamlik die ewige hel. Daarom moet dit ons passie wees, dit moet ons drywing wees in ons gees, ons gebed vir ons geliefdes en vir onsself, dat ons nooit deel sal wees van die wat vir ewig verlore is nie. Maar prys die Here, die goeie nuus aan die ander kant sê,
God se genadegawe vir ons is, vir ons wat berou het van ons sondes, ons bekeer en omgedraai het na Jesus Christus toe, om as Heer en Saligmaker ingenooi en aangeneem het. Die beloning wat ons kry is die ewige lewe in Christus Jesus. Deel van sy ewige, onwankelbare koninkryk. Halleluja, prys die naam van die Heer. Nou, ek wil graag afsluit met nog 'n paar ander skrifte. Handelinge 17 vers 30 tot 31 sê Paulus, God het dan die tye van onkunde oorgesien, verkondig nou aan al die mense oral dat hulle bekeer, omdat hy 'n dag bepaal het waarby die wêreld die geregtigheid sal oordeel deur 'n man, dis Jesus wat hy aangestel het. En hy het hiervan aan almal sekerheid gegee deur hom uit die dode op te wek. Daar gaan 'n dag wees wat daar 'n oordeel gaan kom, want hierdie man, Jesus Christus, die mense sal oordeel in geregtigheid, in regverdigheid. Maar nou is die dag van redding vir alle mense. Uit elke stam en volk en taal en nasie, soos ons gesing het. Deur hierdie selfde man, die Here Jesus Christus, deur sy kruisiging en deur sy opstanding, kan almal gered word. En dis wat ons vir ons geliefdes wil bid. Ons lees daar in die boek van Openbaring 5 vers 9 tot 10. Toe sing hulle 'n nuwe lied en sê, U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want U is geslag en dit was vir God met U bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie. En het ons konings en priesters vir ons God gemaak. En ons sal as konings op die aarde heers. Luister vir my, elke mens wat deel is van 'n stam, die Engels sê 'n tribe, of wat 'n taal praat op hierdie aarde. As baie mense wat sê, swart mense gaan die hemel toe nie. Maar hulle praat 'n taal. Hulle praat 'n taal. Nee, die Bamboes praat 'n taal, die Boesmans praat 'n taal. Maak nie saak wie jy is nie, elkeen wat 'n taal praat. Elkeen wat 'n taal praat. Elkeen wat deel is van 'n volk. Elkeen wat deel is van 'n nasie, is geregtig tot redding. En is gekoop deur die bloed van Jesus Christus, die Lam van God. Daarom kan ons bid vir die redding van ons geliefdes. Dit is absoluut en geheel al in die wil van God die Vader. En ons wil dan ook as wedergebore kinders van God, saam met al ons geliefdes, saam met al die mense uit elke stam en volk en taal en nasie, wil ons deel wees van hierdie skare wat die heerlikheid van God aanbid en hom uitroep, U is Heer, U is Heer. Openbaring 7 vers 9 tot 12 sê, na hierdie dinge het ek gesien, en kyk, daar was 'n groot menigte, wat niemand kon tel nie. Wat 'n geweldige klomp. Uit alle nasies en stamme en volke en tale. Almal wat op hierdie aarde is, wat deur Jesus aangeneem het, hulle is gestaan voor die troon en voor die Lam, bekleed met wit klere, met palmtakke in hulle hande, en hulle het met 'n groot stem geroep en gesê, heil aan ons God, wat op die troon sit en aan die Lam. En die engele, al die engele het rondom die troon en die ouderlinge en die 4 lewende wesens gestaan, en hulle het voor die troon op hulle aangesig neergeval en God aanbid en gesê, Amen. Die lof en die heerlikheid en die wysheid en die danksegging en die eer en die krag en die sterkte aan ons God tot aan alle ewigheid. Amen. Halleluja, halleluja, aan ons koning Jesus, wat sy lewe vir ons gegee het. Amen. Nou volgende keer gaan ek verder gaan en dan gaan ek met u spesifiek praat oor hoe om effektief te bid vir die redding van ons geliefdes. Die volgende vasgemaak en sê, jy mag vir hulle bid. Maar jy moet reg bid. As er geen geliefdes nie gered word nie. Kom ons staan op en sing ons hierdie lied. Loof koning Jesus. Aanbid Immanuel. Blessed be the name of the Lord.